Hartlike goeienaand, liewe vriende. Baie welkom by ons aandiens van Uit die Woord Digitaal. Mag vanaand se boodskap vir elkeen van ons tot baie groot seën wees en mag die Heilige Gees hierdie Bybelse waarhede in ons harte bekragtig. Ons skriflesing kom vandag uit die woord van die Here uit Psalm 27. Ons lees vers 1 tot 14. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my lig en my heil. Vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe. Vir wie sou ek vervaard wees? As kwaaddoeners teen my naderkom om my vlees te eet, my teestanders en my vyande, ja myne, struikel hulle self en val. Al word 'n laar teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie. Al staan 'n oorlog teen my op, nogtans vertrou ek. Een ding het ek van die Here begeer, dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Want hy steek my weg in sy hut in die dag van onheil. Hy verberg my in die skuilplek van sy tent. Hy verhef my op 'n rots. En nou sal my hoof hoog wees bo my vyande rondom my. En ek wil in sy tent offerandes offer, saam met trompetgeklank. Ek wil sing, ja, psalm sing, tot eer van die Here. Hoor, o Here, ek roep luid, en wees my genadig, en antwoord my. Van U sê my hart, soek my aangesig. Ek soek U aangesig, o Here. Verberg U aangesig nie vir my nie. Wys U knegt nie af in toorn nie. U was my hulp. Verstoot en verlaat my nie, o God van my heil. Want my vader en my moeder het my verlaat, maar die Here sal my aanneem. Here, leer my U weg en lei my op 'n gelyk pad vanweë my vyande. Gee my nie oor aan die begeertes van my teestanders nie, want valse getuies het teen my opgestaan en hy wat geweld uitblaas. O, as ek nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. Wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Net tot sover uit die Here se woord vandag. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, Psalm 27 is 'n psalm vir mense wat weet hoe dit voel wanneer die lewe skielik onseker raak. Dit is 'n psalm vir die mens wat met vrees wakker word, wat nie weet wat môre gaan gebeur nie, en wat môre vir jou gaan bring nie. Dis vir die mens wat teleurgesteld is en bedreig of alleen voel. Dawid skryf nie hierdie woorde vanuit 'n gemaklike lewe waarin alles goed gaan nie. Hy praat van kwaaddoeners wat teen hom optrek, van teestanders en van vyande, van 'n leer wat teen hom optrek, van oorlog. Hy praat van valse getuies teen hom, en mense wat geweld teen hom blaas. Sy omstandighede, broeder en suster, was werklik droewig. En sy gevaar is nie maar net denkbeeldig nie. Maar dit is juis opvallend dat Dawid nie sy psalm begin deur sy vyande te beskryf nie. Waar begin hy?
Hy begin by die Here. Hy begin nie met die grootte van sy probleem nie, maar met die grootte van sy God. Hy sê, die Here is my lig en my heil. Vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe, vir wie sou ek bang wees? Dit is die taal van geloof. Geloof, geliefdes, ontken nie dat daar donkerte of moeilike omstandighede in die wêreld of in my lewe is nie. Maar geloof kyk deur die donkerte na die lewende God. Geloof is nie, sê nie dat die vyand onwerklik is nie. Geloof bely dat die Here groter as die wêreld en al jou vyande is. Dit is ook belangrik dat Dawid nie sê, ek is sterk genoeg nie, maar hy sê, die Here is my lig. Hy sê nie, ek kan myself red nie, hy sê, die Here is my heil. Die woordjie heil beteken redder of redding. Die Here is my redding. Hy sê nie, ek het alles onder beheer nie, hy sê, die Here is die toevlug van my lewe. Die fondament van sy sekerheid, liewe broeder en suster, lê dus nie in Dawid se eie vermoë nie, maar in sy God vir wie hy aanbid, se trou. En dit is ook die hart van die suiwer Bybelse geloof. Ons hoop rus nie uiteindelik op die mens wat aan God probeer vashou nie, maar ons hoop is op die God van genade wat sy kinders vashou. Psalm 27 leer ons daarom 3 baie belangrike dinge wat ek en jy diep in ons hart moet bære, broeder en suster. En die eerste ding waarna ons vandag gaan kyk, die eerste punt, is die volgende. Wanneer vrees jou oorweldig, kyk na wie God is. Dawid begin met 'n geloofsbelydenis. Die Here is my lig en my heil. Vir wie sou ek vrees? En hierdie woorde beteken nie dat Dawid nog nooit bang geword het in sy lewe nie. Die Psalm self wys dat hy bedreiging ervaar, dat hy teenstand beleef, dat hy onsekerheid ken. Die wonder van geloof is nie dat 'n gelowige nooit sal bang wees of nooit vrees sal ervaar nie. Die wonder is dat vrees nie die laaste woord te sê het in jou lewe nie, omdat God in beheer is. Ek en jy ken ook vrees. Ons is bang vir siekte. Ons is bang vir gevare. Ons is bang vir die lewe met sy uitdagings. Ons is bang dat ons finansies nie sal hou nie. Ons is bang vir ander mense se oordeel en verwerping in ons lewe. Ons is bang vir die dag wanneer iemand vir wie ons lief is, dalk nie meer by ons sal wees nie. En soms is ons selfs ook bang vir die dood. Daar is tye, broeder en suster, wanneer 'n mens in die nag wakker lê en jou gedagtes jou vooruit hardloop oor dinge wat nog nie eers gebeur het nie. Psalm 27 roep ons nie op om te maak asof vrese nie bestaan nie. Dit roep ons om ons vrese in die lig van God se groot en wonderlike karakter te sien. Dawid sê in vers 3, al word 'n laar teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie. Al staan 'n oorlog teen my op, nogtans vertrou ek. Die rede vir hierdie vertroue is nie dat Dawid weet presies hoe die oorlog gaan eindig nie. Die rede is
dat hy weet wie saam met hom in hierdie oorlog is. Wanneer die Bybel die Here as lig beskryf, wys dit op hom wat die duisternis verdryf, die pad openbaar maak vir ons en die lewe vir ons gee en aandui. In die Nuwe Testament kom hierdie waarheid tot sy volheid in Jesus Christus. Jesus sê so pragtig daar in Johannes 8 vers 12, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis lewe nie, maar sal die lig van die lewe hê. Die lig waarvan Dawid sing, bring ons uiteindelik by Christus, die ware lig vir die wêreld wat die duisternis verdryf. Dawid se sekerheid is dat sy verlossing van die Here afkom. En dit is ook die hart van die Bybelse boodskap, broeder en suster. Ons grootste vyand is nie uiteindelik mense nie, dit is nie siekte nie, dit is nie ekonomiese druk nie, of moeilike omstandighede nie. Ons diepste probleem is ons sonde en die oordeel van God wat ons deur ons sonde verdien. Ons kan onsself nie daarvan bevry nie. Jy kan jou bes probeer deur al die goeie werke in die wêreld te gaan doen, dit gaan nie goed genoeg wees, sodat jy daardeur die hemel kan verdien nie. Maar wat 'n wonderlike genade, dat God van sy kant af 'n plan met ons kom maak het. Hy stuur sy seun Jesus Christus. Daar moes betaal word vir ons sonde. En Christus het daardie straf aan die kruis kom dra. En hy het die skuld kom dra wat ek en jy self moes verdien. En die oordeel wat ons moes verdien, het hy kom dra. En hy staan ook uit die dood uit op. Daarom lê ons redding buite onsself. Dit lê in Jesus Christus. En dit verander die manier waarop 'n Christen ook na vrees kyk. Jy hoef nie vir jouself te sê dat jy sterk genoeg gaan wees, dat jy nie hoef bang te wees nie, want jy gaan alles self hanteer nie. Jou troos is nie dat jy sterk is nie, maar dat jou Here sterk is. Jou sekerheid is nie dat jy weet wat môre gaan gebeur nie, maar dat Christus ook die Here van môre en die toekoms is. Die belangrikste vraag is daarom nie, wat gaan môre met my gebeur nie? Die belangrikste vraag is, aan wie behoort ek wanneer môre kom? Paulus skryf in Romeine 8 dat niks ons kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Dit beteken nie dat niks pynliks in hierdie wêreld sal wees nie, of niks pynliks met 'n Christen kan gebeur nie. Dit beteken dat niks wat gebeur die kind van God uit die hand van Christus kan ruk nie. Daarom kan die gelowige selfs met bewende hande sê, die Here is my lig en my heil. Vir wie sou ek vrees? Ons tweede punt vir vandag. Wanneer alles om jou wankel, soek die Here bo alles. En dan kom ons by een van die mooiste verse in hierdie Psalm. Dawid is omring deur vyande, maar wanneer hy sê wat hy die meeste begeer, vra hy nie eers dat sy vyande vernietig moet word en dat hy in rus en vrede kan lewe nie. Hy vra nie eers dat sy probleme moet verdwyn nie. Hy sê in vers 4, een ding het ek van die Here begeer, en dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te kan aanskou en te ondersoek in sy tempel. Hierdie woorde ontbloot ons harte.
Ons bid dikwels, omdat ons iets van God af nodig het. Ons vra dat hy ons gesond moet maak, dat ons kinders beskerm moet word, dat hy moet voorsien in ons finansies, ons huwelike moet herstel, of al ons probleme moet oplos. Nou, dis nie verkeerd om so te bid nie, broeder en suster. Die Here self leer ons om te vra vir ons daaglikse brood. Maar Psalm 27 vra 'n baie dieper vraag. Wil ons net hê wat God kan gee, of begeer ons God self? Dawid sê, een ding het ek begeer, net een. Sy diepste verlange is die teenwoordigheid van die Here in sy lewe. Hy wil die lieflikheid van die Here aanskou. En dit beteken dat God self sy grootste skat in sy lewe geword het, wat vir hom uiters kosbaar is. En hier lê 'n geweldige groot toets vir ons almal se geloofslewe. As die Here nie onmiddellik jou omstandighede verander nie, is hy nog steeds goed genoeg vir jou? As die antwoord op jou gebed anders is waarop jy gehoop het, sal jy steeds die Here bly vertrou? As hy nie die gawe gee waarvoor jy vra nie, begeer jy nog steeds die gewer in jou lewe? Ons wêreld leer ons dat geluk gevind word in geld en meer erkenning en baie besittings en meer sukses en die goedkeuring van mense. Maar die woord van God, broeder en suster, bring ons terug by die een groot werklikheid. Die mens is vir God gemaak. Niks wat geskape is, kan die plek van jou Skepper inneem nie. Daarom bly 'n mens se hart onrustig, wanneer hy die gawes van God probeer gebruik om die plek van God daarmee te vul. Jy kan al die geld in die wêreld hê, al die besittings, jy kan roem en rykdom hê, maar jou hart kan nog steeds leeg en doelloos wees, want God is nie daarin nie. In Jesus Christus word hierdie verlange van Psalm 27 nog voller. Jesus bid in Johannes 17 vers 3. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat u gestuur het. Dit is wat Jesus in jou lewe wil sien. Ewige lewe is nie bloot maar net om altyd te bly voortbestaan nie. Dit is om by God te wees. Om God te ken deur Jesus Christus. Die grootste gawe van die evangelie is God self. Deur Christus word sondaars met God versoen. Ons wat ver was, word nou naby gebring. Ons wat skuldig was, word nou vergewe en regverdig verklaar. Ons wat geestelik dood was, word nou deur die Heilige Gees lewendig gemaak. Daarom is Christendom, my broeder en suster, nie maar net bloot 'n klomp godsdienstige reëls wat jy soos 'n papegaai moet opsê en nakom nie. Dit is nie bloot maar net om kerk toe te gaan en bloot maar net om Bybel te lees of 'n Bybel te besit of Christelike woordeskat te gebruik nie. Die vraag is of jy deur die geloof aan Jesus Christus gebind is. Ken jy hom? Vertrou jy hom? Is hy vir jou kosbaarder as alles wat hierdie wêreld jou kan bied? Daar kom 'n dag, my broeder en suster, wanneer alles wat tydelik is in hierdie wêreld agtergelos moet word. Jou geld gaan agterbly. Ons besittings sal agterbly. Jou posisie en jou reputasie gaan agterbly.
Selfs ons geliefdes sal ons nie deur die dood kan vergesel nie. Dan sal dit duidelik word hoe belangrik Dawid sy een ding werklik in jou lewe is. Wie Christus het 'n skat wat die dood nie kan wegneem nie. Ons derde punt vir vandag. Wanneer God stil lyk, wag op die Here. Die Psalm verander sy toon op hierdie punt. Die man wat in vers 1 met groot sekerheid gesê het, vir wie sou ek vrees? Roep nou in vers 7 uit, hoor o Here, ek roep luid en wees my genadig en antwoord my. En in vers 9 bid hy, verberg u aangesig nie vir my nie. Hierdie verandering wat ons hier sien is baie belangrik, want dit wys vir ons hoe ware geloof werklik lyk. Ware geloof beteken nie dat 'n gelowige nooit sal worstel in jou lewe nie. Ware geloof beteken dat die gelowige in sy worsteling na God toe sal gaan. Daar is tye wanneer die Here naby voel in jou lewe en wanneer jy met groot vrymoedigheid en openheid met die Here kan praat in gebed. Maar daar is ook tye wanneer dit stil is, wanneer die hemel nie oop is vir jou nie, wanneer dit so voel, wanneer alles stil lyk. Jy bid vir 'n geliefde wat siek is, en daar is geen verandering nie. Jy vra die Here vir leiding, maar jy bly onseker, die pad is nie vir jou duidelik uitgewys nie. Jy lees jou Bybel, maar jou hart voel so droog en doelloos. Jy vra dat daar 'n deur vir jou moet oopgaan, maar alles bly net toe. En dan begin die vraag in jou hart groei. Here, het U dan van my vergeet? Waar is U? Antwoord my. Psalm 27 gee nie 'n oppervlakkige antwoord op hierdie ervarings wat ek en jy beleef nie. Dawid self ken hierdie tipe van verlatenheid. Tog sê hy in vers 10, want my vader en my moeder het my verlaat, maar die Here sal my aanneem. Hy neem een van die sterkste menslike bande wat ek en jy ken, en sê dat selfs wanneer menslike liefde val, die verbondstrou van die Here en God se beloftes nooit sal val nie. Mense kan jou teleurstel. Mense verbreek hulle beloftes. Vriende kan weggaan. Mense wat gesê het dat hulle altyd daar vir jou sal wees in jou lewe, kan skielik verdwyn. Selfs mense binne in die kerk kan jou geweldig seermaak. Maar God se trou word nie gemeet, my broeder en suster, aan mense nie. God bly dieselfde. Sy genade in Jesus Christus rus nie op wisselende emosies nie, maar op 'n onveranderlike belofte wat altyd vas staan vir jou lewe. En dit is waarom Dawid in vers 13 kan sê, o, as ek nie geglo het, dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. Sy hoop is nie dat hy alles sal verstaan in sy lewe nie. Sy hoop is dat God goed is. En daarna kom die groot oproep van vers 14. Wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Om op die Here te wag, my broeder en suster, beteken nie dat ek en jy maar net daar passief gaan sit ergens in 'n hoekie en wag dat dinge nou moet gebeur en ons doen niks nie. Bybelse wag is aktiewe vertroue. Dit is om aan God se beloftes vas te hou wanneer ons nog nie die vervulling daarvan sien nie. Dit is om te bid
wanneer die antwoord wegbly. Om gehoorsaam te bly, selfs wanneer die pad bitter moeilik is. En om te glo dat God se wysheid groter is as ons begrip. Die kruis van Jesus Christus is die grootste bewys dat ons nie God se werk volgens die donkerte van 'n enkele oomblik moet gaan beoordeel nie. Op Golgotha het dit gelyk asof die duisternis gewen het. Vir 3 ure lank was dit nagdonker. Christus het in pyn en lyding gehang. Hy het helse pyn en smarte verduur. Hy het die ergste straf beleef. Sy disippels het weggevlug. Hy roep aan die kruis, my God, waarom het U my verlaat? En toe sy uur naby was, en die dood naby gekruip het, het hy gesê, dit is volbring. En hy is dood. Hy sy liggaam is in 'n graf neergelê. En vir die menslike oë het dit soos 'n finale nederlaag gelyk vir Christus. Die Satan het gedink hy het gewen, die wêreld het gedink hulle het getriomfeer. Maar God was juis daar besig om sy verlossingsplan in hierdie moeilike tye van Christus se lewe te volbring. Jesus is begrawe. En op die 3de dag gebeur die wonder. Die graf het oopgegaan. Jesus het opgestaan uit die dood. Hy triomfeer en hy lewe. En hy sit aan die regterhand van God. Daarom kan die Christen wag. Ons wag nie op 'n onbekende noodlot nie. Ons wag op die Here. Ons weet nie altyd wat hy gaan doen nie, my broeder en suster, maar ons weet wie hy is. Ons weet nie altyd waarom hy 'n sekere bepaalde pad met ons kies nie. Maar ons weet dat hy in Christus bewys het dat hy sy kinders liefhet. Ons geloof rus daarom nie op ons vermoë om God se voorsienigheid te probeer verklaar nie, maar op God se geopenbaarde karakter en beloftes. Geliefdes, Psalm 27 bring ons vandag terug na die vaste grond onder ons voete. En daarmee sluit ons af. Wanneer jy bang is, kyk na wie God is. Wanneer alles om jou wankel, soek die Here bo alles. Wanneer jy nie verstaan wat God nou in jou lewe doen nie, wag gelowig op die Here. Maar die hart van hierdie psalm bly Dawid se woorde. Een ding het ek van die Here begeer. Ons leef met baie begeertes, baie bekommernisse en met baie dinge wat dringend voel. Tog is daar uiteindelik net een saak wat van ewige belang is. En dit is die vraag: ken ek die Here? Behoort ek deur die geloof aan Jesus Christus? Jy kan baie dinge in hierdie wêreld besit en Christus totaal en al mis. En dan is jy uiteindelik arm. Jy kan egter baie in hierdie wêreld verloor en Christus in jou hart en lewe hê. En dan besit jy 'n skat wat niemand van jou kan wegneem nie. En daarom roep die evangelie ons nie om meer vertroue in onsself te hê nie, maar die Bybel roep ons op om buite onsself te kyk na Jesus Christus, die getriomfeerde Here en Koning van die wêreld en die heelal, wat in jou belang stel, wat vir jou 'n toekoms gee en wat vir jou uit genade wil kom red. Wanneer die nag donker word, kyk na Jesus.
Wanneer jou hart bang word, vlug na Jesus. Wanneer jy nie verstaan nie, vertrou Jesus. Wanneer jy moet wag, wag op die Here. Hy is die lig wat die duisternis verdryf. Hy is die verlosser wat sondaars red. Hy is die goeie herder wat sy skape ken en bewaar. Hy is die opgestane Here wat die dood kom oorwin het. Miskien voel jy dalk vandag, maar ek het bitter min in my lewe oor. Miskien het jy iets kosbaar verloor. Miskien dra jy 'n las wat niemand anders van weet nie, wat vir jou bitter swaar is. Psalm 27, rig jou oë weg van jouself en jou omstandighede na die Here. As Christus jou koning en Here is, het jy alles wat jou hart kan begeer, en hy is genoeg. Daarom eindig die Psalm met woorde wat ons saam met ons die hele week en ook die onbekende toekoms kan inneem. Wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Ons wag nie omdat ons sterk is nie. Ons wag omdat God getrou is. Ons hoop nie omdat ons lewe maklik is nie. Ons hoop omdat Christus leef. Ons staan nie omdat ons onwankelbaar is nie. Ons staan omdat ons verlosser ons staande hou en ons vashou. Die Here is ons lig. Die Here is ons heil. Die Here is die toevlug van ons lewe. En daarom kan ek en jy vandag en elke dag, selfs te midde van vrees en onsekerheid, met 'n vaste geloof bely. Vir wie sou ek vrees? Amen. Kom ons bid saam. Baie dankie, troue God en hemelse Vader, vir 'n kosbare boodskap vandag uit u woord. Hoe duidelik het u nie deur Psalm 27 vir ons u waarhede kom uitlê, sodat ons in 'n nuwe lewende verhouding met u kan staan nie. Dankie dat u woord die waarheid is en lig in ons lewens bring. Ons prys u Here vir wie u is, en dat u ons kom raak sien het, en 'n nuwe begin met ons kom maak het. Dankie vir Jesus Christus, die lig vir die wêreld, wat u na ons gestuur het, om redding te bring vir verlore sondaar mense. Here, vandag kom neem ons u hand, en ons plaas ons vertroue in u, want u is ons hoop, u is ons redding, en u is genoeg vir ons in ons lewens. Wil u ons as u kinders elkeen vashou in u liefde en bekragtig deur u Heilige Gees, dat ons in hierdie wêreld staande kan bly, hoopvol kan wees, die oë gefestig op Jesus Christus, die volëinder van ons geloof. Hierdie nuwe onbekende week lê voor ons. Lei, behoed en bewaar ons. Laat ons ook op die pad van Jesus lewe in hierdie week. En u woord in ons hart bewaar en dit gaan toepas in gehoorsaamheid aan u alleen. Dankie dat u ons vashou en dat niemand ons uit u hand sal ruk nie. U is die koning van ons harte en die Here van ons lewe. God is ons lig en ons heil. U is die toevlug van ons lewe. In Jesus Christus se naam bid ons dit uit dankbaarheid. Amen.